'n persoonlike verhouding met die Here te hê. Maar kan ek vanoggend vir jou sê dat God nie net 'n persoonlike verhouding wil hê nie. Want baie van ons sit met 'n persoonlike verhouding, maar ons sit nie vry nie. Vry van ons verlede, vry van goed wat gebeur het in ons lewe. God wil hê ons moet 'n persoonlike verhouding met hom hê, maar hy wil ook hê dat ons vry moet leef. En baie van ons is gered, maar leef steeds gebind deur skuld, vrees, bitterheid, sonde, 'n verlede of verkeerde denke, net in hierdie week wat verby is. En Jesus het nie net gekom om ons hemel toe te neem nie, hy het gekom om ons nou reeds in vryheid te laat lewe. Glo jy dit? Totaal vry. Johannes 8 vers 31 tot 32 sê die volgende. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid sal julle vrymaak. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En in die eerste plek wil ek vanoggend vir jou sê, vryheid begin wanneer jy die waarheid ken. Jy sien, want waarheid maak vry. Ek het lank in slawerny geleef, en toe ek eers met myself begin eerlik is, en met myself die waarheid begin praat, en met myself erken, en dis toe ek begin in vryheid leef. En dit is vir jou beskoor vanoggend. En in Johannes sê Jesus, die waarheid maak ons vry. En ons is soveel keer, of so baie in ons Christene, in ons volgende nou gesing, dat ons wil die kerk oorgee vir die Here. You can have it all. Maar ons klou so aan ons verlede, aan die leuns wat in ons lewens is, dat ek nie goed genoeg is nie, God kan my nie vergewe nie, ek kan nooit verander nie, ek is wat my verlede sê ek is, en ons kom nie by vryheid uit nie. Ons het soveel verskonings, ons het soveel redenasies, wat baie keer my asem wegslaan van, kan dit wees dat 'n mens so dink? En God wil eintlik hê ons moet in vryheid leef. Weet jy wat sê God se waarheid vir my en vir jou? As ons by hom uitkom, en Jesus sê dit, hy sê dit vir die Jode wat aan hom geglo het. As julle my ken, as julle my ware is, as julle waarlik my disippels, as julle in my glo, as julle in my woord bly. En weet jy wat sê God se waarheid hierdie? As ons by hom uitkom, as ons in hom glo, as ons in sy woord bly, is ek en jy 'n nuwe skeping. Is dit so? Ek en jy is vergewe. Ek en jy is God se kind. Ek en jy is meer as oorwinnaar. Dit is meer as net om 'n liedjie te sing en so te voel en net so te redeneer. Dit is om so te leef. En hoe meer ek en jy God leer ken, hoe meer ontdek ons wie ek en jy werklik is. Onthou, en ek sê dit soveel keer, dat die vyand is die vader van die leuen, leer die Bybel ons. So hy bring leuns voor. En as jy nou die twee pole gaan kyk, God wil hê jy moet vry wees. Glo jy dit? Maar dan kom die vyand met leuns wat hy voortbring, en Johannes 10:10 leer ons, hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Hy kom om ons gedagtes te steel, hy kom om ons vryheid te steel, hy kom om ons, dit wat God vir my en vir jou wil gee, wil hy steel, wil hy nie daar hê nie. En dan sê Jesus in Johannes 10, hy sê, maar ek het gekom sodat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Is dit wat die duiwel vir jou wil hê? Nee, 1000-mal nee. So, hoe meer jy God leer ken, hoe meer ontdek ek en jy wie ons regtig is en wie God wil hê ons moet wees. En dis wat hy in hierdie geleesde gedeelte sê. Hy sê as jy my gaan ken, gaan jy die waarheid leer ken en die waarheid gaan jou vrymaak. Kan ek vir jou vra, wie wil vry wees vanoggend?
van my verlede, van dit wat in my lewe gebeur het. In die tweede plek kan ek vir jou sê, jy kan maak net wat jy wil. Jy gaan dit nie regkry. Wie het al probeer? Op jou eie? En dan werk dit nie. Is ek reg? Jy probeer, jy stry, jy bid, jy vas, jy gaan dit nie regkry nie. Weet jy hoekom? Jesus het reeds die prys vir my en vir jou betaal om vryheid te kan ervaar. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Christus maak my en jou, dat jy kan jouself nie vrymaak. Ongelukkig nie. Dit moet deur Christus Jesus. Jy moet die waarheid erken, sodat die waarheid jou kan vrymaak. En ek en jy sit met hierdie leuns, en ons sit met hierdie omstandighede, en ons sit met hierdie dit wat ons vashou in gebondenheid hou, en baie keer raak dit 'n plek van gemak, né? Want dis al wat ek ken. En ons is so bang om iets anders te probeer. Ons is bang vir verandering. Dis maar wie ons is. Is dit reg? Ons is bang om uit ons gemaksone uit te klim. En as ons gaan vanoggend besef dat Jesus reeds vir my en vir jou betaal het vir my en jou vryheid, gaan daar iets groot gebeur in my en jou lewe. Hy sê dan, Paulus sê dan, staan vas in die vryheid waarmee Christus my en jou vrygemaak het. Ek hoef nie daarvoor te werk nie, want Jesus het dit reeds aan die kruis van Golgotha vir my en vir jou bewerkstellig. Hy het ons uitgekom om ons vry te maak van sonde, skuld, guilt, shame, veroordeling en die mag van die vyand. Glo jy dit? Glo jy dit? Lukas 10:19 sê, Jesus, ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vyand. Dis wie hy is, kind van die Here. En die vraag is nie of Jesus my kan bevry nie. Hy het dit reeds bewerkstellig. Die vraag is vanoggend, kan ek en jy in daardie vryheid begin leef? Want dis 'n ander tipe leef as ek in vryheid leef of in gebondenheid leef. En weet jy wat? Baie keer as ons daaroor praat, dan kom die vyand en hy sê, maar dis jou sonde en ongeregtigheid. En Jesus wil vanoggend iets anders te sê vir ons. In die derde plek, God wil ons binneste genees. Ons fokus so baie keer op sonde, en dit is reg so. Maar wie het al vir die Here gevra om sy sonde te vergewe? Kan ek jou hande sien vanoggend? Help my. Ons sonde is vergewe, maar hier binne leef ons nie in vryheid. Ek weet dit, want ek praat met julle. En dan kom jy hoor die verskonings, en jy hoor die ding, en jy hoor daai ding, en jy hoor hierdie. Dan sê ek maar, dis gebondenheid. Dis gebondenheid. Psalm 147 vers 3, en dis 'n begrafnisskrif, hy sê, Jesus genees die gebrokenis van hart en verbind hulle wonde. Is dit net die gebrokenis van hart wat iemand aan die dood afgestaan het? Nee, 1000-mal nee. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur het, wat jou hart gebreek het. Dit kan 'n verhouding wees, dit kan jou verlede wees, dit kan mense wees, ouers, kinders, you name it. En hy verbind hulle wonde. So Jesus wil vanoggend vrymaak wat hier binne gebroke is. Want vryheid gaan oor meer as sonde. God wil jou en my genees van seerkry, verwerping, bitterheid, teleurstelling, trauma. En ek en jy kan nie 'n nuwe lewe leef terwyl ons aan die verlede vasklou nie. En as ek met hoeveel mense praat, dan hoor jy, hoekom die verlede deur? Hoekom die verlede deur? Hoekom die verlede deur?
En Jesus wil eers ons harte aanraak. Hier die binneste gedeelte, waar die oorspronge van die lewe is, sê die woord, is my en jou hart. En God wil dit vrymaak. Die kettinge wat ons hart bind, sê ek wil vir jou vryheid gee in jou hart. Bedoel jy dan, pastoor, dat die verlede nooit gebeur het nie? Nee. Weet jy wanneer jy vry van jou verlede? As jy aan dit wat sleg was kan dink, sonder dat jy emosioneel kan beïnvloed. En dis sommer die definisie van vergifnis. As iemand jou kwaad aangedoen het en jy kan aan dit dink en jy word nie stil of jy bars uit in trane van kwaadheid of teleurstelling of dit is die teken dat jy 100% vergewe het en dat jy vry is. Dis diep vanoggend, jy moet mooi luister. Maar God wil in mense se harte vanoggend vryheid bewerkstellig wat hierdie wêreld nie kan koop nie. Nie 'n psigiater nie, nie 'n dokter nie. En ongelukkig kom ware vryheid, die 4de plek, om deur 'n oorgawe. Oorgawe om te sê, Here, maar vergewe my sonde? Nee. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê so mooi vir ons, by the renewing of the mind. Ons het vanoggend gesing, Jesus have it all. Jesus have it all. Weet jy wat, ek het al met mense gepraat, waarmee slegte dinge gebeur het. En dan sê hulle prontuit vir my, ek sal daai ou my lewe nooit vergeet. Vergewe nie. Ek sal dit wat hy gedoen het, nooit vergeet. En jy gaan dit nooit vergeet nie. Maar wat se invloed het dit op jou en my lewe? Op ons geestelike lewe? Op dit wat God wil hê ons moet doen? En wanneer ek en jy ons lewe volkome aan God oorgee, soos ons vanoggend gesing het, begin my en jou denke, ons gedagtes begin verander. Jy sien, want hierso is dis waar die vyand dit reg kry. Om te dink, want ek moet daar sulke triggers wat gebeur in ons lewens. Jy sien iets en dit laat jou herinner aan dit wat gebeur het. En weet jy wat, ons het met ons bidweek Pitkos het ons so klomp weke terug het ons gepraat oor gevangenisse sonder tralies. En hoeveel van ons mense sit in gevangenisse wat nie tralies het nie. Maar ons sit gebind, vasgevang, en dit is verkeerde denke, dis vrees, dis trots, onvergewensgesindheid, of jy wil beheer hê. Want iewers in my lewe het daar goed verkeerd gegaan. En God sê vanoggend, ek verander eers jou denke, voordat ons jou lewe kan verander. Voordat ons by jou hart kan uitkom. Wil ek jou denke vernuwe, my gedagtes hemelwaarts, my denke vry wees van dit van die gisters en die eergisters. Kan ek vir jou vanoggend iets net noem? Want ons volgende week praat ons oor maak 'n verskil. En wie wil graag in God se koninkryk 'n verskil maak in ons gemeente, in ons gemeenskap? Kan ek jou hande sien? Weet jy wat, as jy nie vry is, kan jy nie 'n verskil maak. Jy kan nie 'n verskil maak as jy in 'n tronk sit nie. Kan ek gee jou 'n voorbeeld gee van iemand wat in 'n tronk gesit het, wat met regte tralies, wat vry was? Paulus en Silas in binneste tronk in Filippi sit, maksimum gevangenis. Sê die Bybel, om midderdag het hulle lofliedere tot God gesing. Hulle was daar omdat hulle die evangelie verkondig het. Hulle was daar gewees onskuldig. En hulle sit in die maksimum gevangenis, hande in boeie, voete in blokke. Ek en jy sou 'n gasket geblaas het. Onregverdig. Ons sou sê, nee, wag 'n bietjie. Kom ons sing 'n loflied tot ons God. Dis iemand wat vry is in hulle denke, in hulle hart wat vry is. En weet jy wat?
daai vryheid maak dat daar 'n aardbewing kom en die gevangenes stap oop. En weet jy wat gebeur as jy daai gedeelte gaan lees? Die bewaarders van die tronk en hulle hele gesinne het tot bekering gekom. Omdat hulle vry is in 'n regte tronk, maar hulle gees, hulle gedagtes, hulle harte was vry gewees, het nie in 'n tronk sonder tralies gesit nie. Het die God van hemel en aarde hulle gebruik om 'n verskil te maak, omdat hulle vry was. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En dis hoekom ons oor praat, oor the power of his presence, waar die gees van God is, waar sy teenwoordigheid in my hart is, en as ons daarna soek, as ons daarna honger, dan gaan ons en jy kan vry leef van dit wat in ons lewe gebeur het. En wanneer ons vryheid beleef in ons harte, vergewe ons makliker, dan dien ons met vreugde, dan leef ons met vrede, en word ek en jy 'n getuie van Jesus Christus. Is dit die waarheid? Kan jy amen sê vanoggend? En my en jou, ons gemeente se visie is, ken God, vind vryheid en maak 'n verskil. En ons kan nie by maak 'n verskil uitkom, as ek en jy nie eers vryheid gevind het nie. Ek en jy kan eers werklik 'n verskil maak, wanneer jy nie meer deur jou verlede vasgehou word nie. Jy sien ongelukkig die mens by die werk, lees ons, sonder dat ons 'n woord praat. Hulle lees ons Christendom. Hulle lees die Bybel in my en jou. En as jy vry is daar 'n verandering. En dan gaan hulle jou toe kom en sê, maar, wat het verander? Wat het met jou gebeur? Want ek weet wat met jou gebeur het, maar dit affekteer nie meer. Jy's vry. Jy's los. Wat het gebeur in jou lewe? En dan kan ons 'n getuie wees vir dit wat God in ons lewens wil doen. Weet jy wat, daar's 'n roepstem vanoggend van Jesus, wat vir my en vir jou sê vanoggend, kom uit die gevangenis uit. Die deur word oopgesluit. Die kruishout van Golgotha uit Jesus vir my en vir jou die deur oopgemaak. En die uitnodiging is vanoggend, jy hoef nie te struggle nie, jy hoef nie die deur af te saag en die kettinge en die, Jesus het dit reeds gedoen. Dis 'n keuse wat ek en jy moet uitoefen, sê Here, deur u genade gaan ek vanoggend in vryheid instap. Dis 'n mindset. Romeine 12 vers 1-2. Here, verander my die gemoed van my oortuiging. Hier in die Engelse Bybel sê dit, the renewal of the mind, dat ek net myself anders te sien. Ek is nie 'n gevangene. Ek hoef nie 'n gevangene te wees nie. Ek sien in my gees soos oog die tralie deur wat oop staan. En die vraag vanoggend aan my jou hart is jy bereid om uit te stap? Uit hierdie tronk wat jou al jare vashou, sodat ons by die volgende stap kan uitkom, waar ons 'n verskil kan maak. Kan ek vir jou vanoggend sê, God wil hê jy moet net 'n bestaan voer nie. Hy wil nie hê jy moet net bestaan nie. Hy wil hê dat jy elke oomblik van elke dag in vryheid moet leef. Is dit 'n lewe waar daar nie probleme gaan wees nie? Is dit 'n lewe waar daar nie omstandighede gaan gebeur nie? Nee. Daar's 'n vryheid in Christus wat saam met geloof hardloop, wat sê kom wat wil. Kom wat wil. Weet jy wat is die vryheid wat Dawid het? Toe die beer en die leeu kom, toe kon hy hulle deur Jesus Christus kon hy hulle oorwin. En toe hy voor die Goliat gestaan kom, het hy 'n oorwinning gedoen, hy 'n verskil gemaak in sy gemeenskap, in sy land se geskiedenis, maak Dawid 'n verskil omdat hy vry in sy gees was deur Jesus Christus wat hom die krag gegee het. En God wil vanoggend hê jy moet elke oomblik van elke dag in vryheid lewe. En die uitnodiging aan jou en my hart vanoggend. En ek weet nie, jy gaan dit weet vanoggend. Jy kan dit in jou gedagtes. Die Heilige Gees maak dit bekend vanoggend. Is daar in hierdie oomblik iets wat jou nog bind? Verlede, sonde, skuld, vrees, bitterheid,
onvergewensgesindheid, jou verlede, al wat die Here vra is, kom na my toe. Kom na my toe. En ek gaan jou vryheid gee, soos nog nooit van tevore. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vry maak, sal julle waarlik vry wees. Ons het al soveel keer probeer. Ons het soveel kursusse deurgegaan. Ons het soveel podcasts geluister, ons het soveel programme deurgewerk. Ek wil vanoggend vir jou sê, kom by Jesus uit. Want as die Seun van die lewende God jou vry maak, gaan jy waarlik vry wees. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dit uit jou hart uit? En ons visie is nie net 'n slagspreuk nie, dis 'n geestelike reis. As ek en jy God begin ken en ontdek wie hy is, wie hy waarlik is. Sien die feit, en ek het dit in my eie lewe ondervind. As jy vir God sê, maar ek sal dit self doen, sê jy eintlik, Here, ek glo nie dat U hierdie gevangenis vir my uit hierdie gevangenis kan vrymaak nie. Ek sal dit self op my eie probeer. Dan ken jy God nie regtig nie. Die flip side is, ons het soveel dinge wat in ons verlede gebeur, dat ons met soveel guilt en shame sit, dat ek nie na God toe wil gaan, oor dit wat ek aangevang het in my lewe. En die Here sê, maak nie saak wat nie. Verlore seun in die varkhok gesit het, ryk soos varke, en hy kom by sy pa, en sy pa hardloop na hom toe, en sê, kom hier my seun, net soos jy is. Maak nie saak of jy droog gemaak het, maak nie saak vir sonde nie, maak nie saak vir guilt en shame, maak nie saak nie, kom net na my toe, want ek wil vir jou 'n nuwe kleed gee. Ek wil vir jou ring vir jou vinger, ek wil skoene aan jou voete sit, ek wil vir jou vryheid gee, soos wat hierdie wêreld nie vir jou kan gee. Ons is vanoggend by vind vryheid. En leef los van alles wat jou bind. Alles wat jou terughou, alles wat jou terughou van dit wat God wil hê in jou lewe, dit wat God wil doen in jou lewe. En dan kan ons die volgende stap vat en sê ek gaan 'n verskil maak en ander dien vanuit die staanplek van vryheid wat Christus aan my en jou gegee het. Want ons kan nie anders doen. Jy kan nie vryheid vind as jy God nie waarlik ken nie. Want jy weet nie met wie jy te doen nie. Jy ken nie jy besef nie dat hy God is van hemel en aarde. En as ons vanoggend gaan besef, maar dit is God wat vir my en vanoggend vir jou sê, ek staan gereed. Ek staan in afwagting om jou vryheid te gee, soos wat jy nog nooit in jou lewe ervaar het. Jy het al hoeveel keer probeer en jy het gefaal. Maar ek, God, gaan vir jou vanoggend vryheid gee. En as jy daai eerste stap gaan gee, gaan God die tralies van jou tronk gaan hy oopmaak en jy gaan 'n vry mens vanoggend uitstap. En jy gaan God dien en nie net God dien nie. Hy gaan jou kan gebruik om 'n verskil te maak in mense se lewens. En as jy vanoggend sê vrouens, ek het lank genoeg het ek in 'n tronk gesit sonder tralies. Vanoggend hierdie vrouedag 2026 is my dag om vry te kom. Wil ek vra jy moet gou voor by my kom staan. Kan jy jouself indink? En ek wil hê jy moet vinnig so 'n kykie in God se gedagte kry. En hy sê vir elkeen van ons, sy begeerte, sy smagting,
Sy wens vanoggend is, wil jy nie net na my toe kom? Wil jy nie net na my toe kom? En as jy wat hier voor staan, wil jy nie net jou oë sluit en sê, Here, ek het die eerste tree gegee, 'n tree van gehoorsaamheid, van autoriteit. Here, in U woord leer my, dat as ek nader tot U, sal U tot my nader. En U gaan 'n verskil in my lewe maak. U gaan vryheid vir my gee. En daar waar jy staan hier voor vanoggend, elke oog gesluit in die bank asseblief. Jy kan jou hande hier na vorentoe uitstreek. En ek weet daar's van u wat in die banke sit wat vryheid nodig het. Jy het nog net nie vryheid om hier voor te kom staan. God wil vir jou vry maak vanoggend soos nog nooit van tevore. Jy beklei so hard met die prikkels van God se gees in hierdie oggend. Dis 'n geweldige geveg in jou gedagtes, in jou lewe, in jou gees. As jy net in hierdie oggend sal opstaan en sê, Here, tot hiertoe en nie verder nie. Ek soek die vryheid van God in my lewe. Gaan God jou vry maak. Hy gaan bande afbreek en jy gaan 'n vry lewe lewe soos nog nooit van tevore nie. Kan ek vra dat jy saam met my gaan staan? Halleluja. Jy wat hier voor staan, wil nie jou hand in die lug opsteek en sê, Here, I surrender all. Here, my hele lewe, siel, gees, liggaam, my verlede, my gedagtes. Here, net dit wat U van my soek, dit wat U van my vra. Here, vat dit en maak my vry in hierdie oggend. Haal dit van my af, wat my terughou, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus.